And a very good evening to all our Biker Heart listeners. Goeienaand aan al ons bikerharte. Dis natuurlijk donderdag aand die 18de Junie 2026. Julle is ingeskakel op Biker Heart Radio met die program SA Sekuriteit en Sekerheid saam met Mike Bolhuis. Nou ja, vanaand raak ons so bietjie aan die Piet en die Melk saga. Piet en Melk Viljoen was vroeër vanjaar in die FSA in hegtenis geneem vir winkeldiefstal en immigratieoortredings. Mel is verlede maand gedeporteer en terug na Suid-Afrika toe, terwyl Piet eers hierdie week gedeporteer was. En by sy aankoms natuurlik op die lughawe, is Piet onmiddellik deur die valke gearresteer. En saam met my natuurlik, soos gewoonlik, Mike Bolhuis, en hy gaan vir ons meer vertel. Mike, welkom weer eens hier by ons vanaand. Wel, dankie Elan. Dankie vir die geleentheid. Ja, en jy het dit kort en kragtig daar verduidelik wat die laaste tyd gebeur het, maar laat ons dit vir julle 'n bietjie meer feitelik inkleer en nie sensasioneel nie, want daar was baie, veral in die Afrikaanse media, sensasionele berigte geplaas. Dit het heeltemal 'n sepie geword. As jy weer sien, is daar weer iets oor waar iemand wat doen en wat sê ensovoorts rakende die Piet en Mel situasie. Maar anyway, dit is ook seker nodig, want anders sou die publiek nie nou geweet het eintlik wat aangaan nie, want as jy stukkies hoor, dan begin jy maar toch bietjie kyk dieper en meer, en dan kry jy meer inligting, en dan kom jy op ons projekte af, wat feitelike dokumentasie is, wat alles verduidelik, en jy kry baie ander berigte wat eerder konsentreer op die feite en dit kort en kragtig noem en nie noodwendig sensasioneel nie. Maar anyway, die bottom line is dat die history is dat hulle in aanhouding was in Amerika. Ons sal nou 'n bietjie daaroor uitbrei en hoe dit gebeur het. Maar die onlangse history is dat Mel het ingekom. Ons is onmiddellik in kennis gestel toe sy die vliegtuig geklim het. Dis vir ons bevestig toe sy hier geland het. En ons taakspanne het net eenvoudig besluit, ons gaan niks sê daaromtrent nie, want ons wil kyk, wat gaan die kommunikasie hier wees, wat gaan sy doen hier, waar gaan sy bly, en ek kan nie verder oor dit uitwy nie, maar ons weet presies waar hulle bly, waar sy bly, by wie sy bly, en wie is betrokke by haar. Dit was vir ons belangrik om te kyk, wat is die doen en late as sy nou hier aankom. Gaan sy haarself identifiseer, gaan sy voor 'n dag kom, gaan sy in hiding try bly en wag tot Piet kom, maar obviously kon sy dit nie reg kry nie. Sy is intussen toe 'n paar keer, ons het 'n behoorlik dopgehou, maar intussen is sy deur die publiek by verskeie plekke gesien en geïdentifiseer, en dit het toe uitgelek na Netwerk 24 toe, en Netwerk 24 toe het gehardloop met die ding en gekontak. Julle het gehoor, sy het verduidelik dat sy wou nie geïdentifiseer gewees het nie, sy wou haar privaatheid gehad het, en maar nie eintlik redes gegee hoekom nie. En dit is vir my nommer 1 steeds 'n teken van 'n vorm van wegkruip, en wil nie die verantwoordelikhede in die oog staar. Maar anyway, toe sy nou eers lekker gemaklik op 'n lekker chat basis met die media aan die go is, veral met Netwerk 24, toe sit nou 'n heeltyd lekker, hoorie, hoe gaan dit met jou nou, vertel ons meer hier, en, wat eintlik 'n goeie ding was in hindsight, soos die Engelsman sou sê, want toe raak sy al hoe kalmer en makker, en begin al hoe meer praat, en het onder andere baie stellings gemaak van, ja, sy is bang vir niks en niemand nie, daar is die sake teen hulle nie, die verskriklikste goed oor my gesê, wat ons al gewoond is, soos dat ek is bietjie gay, en ek dink wel, sy rekenings verlief op Piet, kan nie sonder Piet nie, en ek het nie meer standaard 7 nie, ek het nou standaard 6, so jy weet, ou lag oor die goed, maar dit is, soos ek vanmiddag vir my taakspan gesê het, die algehele mondspoel van Mel Viljoen het haar so geïdentifiseer, dat sy haar totaliteit as amper simpel geïdentifiseer het in die land. Wat 'n simpel, stupid, onnosele, ondeurdagte,
onware stellings deur haar geplaas was op nasionale TV, op verskeie TV-stasies, radio, wel ek dink nie radio nie, maar is geskrewe. Maar anyway, jy weet, ons hou trek van alles. As daar iets is, dis hoe jy as ondersoek doen. Kyk, Piet en Mel Viljoen projek beteken enigiets wat digitaal elektronies is, enigiets, maak nie saak, 'n WhatsApp, SMS, 'n video, 'n fake video, AI video's, e-posse, posduiwe, you name it, enigiets wat hulle doen, kom in die dossier. Dit is hoe jy die identifikasie van die saak duidelik sien. Kyk wat die hart van vol is, loop die mond van hoor. So, die bottom line is, Mel het werklik waar aangegaan en onder andere stellings gemaak van selfs hande links en regs en gesê, maar hier sit ek nou en Mike Bolhuis het gesê ek gaan gearresteer word en ons gaan gearresteer word as ons hier land. Julle sal duidelik sien, ons reageer nie op enige van hierdie sosiale sensasionele media berigte wat geskryf was. Maar Netwerk 24 en ons het 'n baie goeie verhouding en hulle weet ons gaan nie reageer nie. So op die einde van die dag is 'n aanhoudende wat sy te sê gehad het, wat die publiek dan nou ingeneem het en sy haarself nou maar eenvoudig baie deeglik geïdentifiseer het op al hierdie sosiale media platforms. Maar anyway, die arrogansie was baie duidelik daar. Daar was geen gesindheid van, hoor jy, ons is jammer, of ek wag net tot Mel terugkom, dan gaan ons dinge regstel. Ons gaan die instansies met wie ons probleme het sien, van SARS tot mense wat kla oor dat hulle ingedoen was. Ek dink haar stelling was op 'n stadium toe sy gekonfronteer was oor die ernstige stellings wat sy gemaak het oor die land en oor swart mense en rasisme. Het sy gesê, as ek verkeerd was, sal ek om verskoning vra en het regstel, So die feite van die saak is, dit is op rekord, dit is op video, audio, en dit is nogal, dis nogal rof om 'n bietjie daarna te luister, wel, laat ek het so sê. Jy weet, alle mense, oral wêreldwyd, kan altyd hulle opinie sê, hulle emosies en hulle gevoelens, maar dit gee jou nie die reg om enige mens op aarde, van waar ook al, waar jy jouself ook bevind, jou uitlatings te maak, wat absoluut teenstrydig is met 1, Christelike beginsel, 2, teen gewone en normale menseregte, en derdens, wat totaal en al veral skadelik is teen 'n mens. En ek neem baie ernstig in die 3 goed wat ek sê. Jy kan van sekere mense nie hou nie, jy kan van 'n sekere kleur mense nie hou nie, jy kan 'n opinie hê, jy kan emosies hê daaromtrent, jy kan al daai goed hê, maar op die einde van die dag, wat is die ware spreekwoord wat ons altyd sê, jy moet 'n wag voor die mond plaas? Wat sê die Bybel? Die Bybel sê dieselfde ding. So ou moet versigtig wees. Jy moet in beheer wees van jou emosies en jou tong. As jy dit kan doen, beheer jy die wêreld. As jy dit nie kan doen nie, dan is jy net eenvoudig 'n mondspoeler, jy is onstabiel, jy is onprofessioneel en jy is skadelik. Nie net vir ander nie, maar vir jouself ook, want jy inkrimineer jouself. Never mind that, jy identifiseer jouself. Hoeveel keer moet ons hierdie gesprekke hê? Dit wat jy sê meer oor jou as wat jy sê oor die ander. Luister mooi na daai stelling. So as jy net jou mond spoel, sonder jy 'n wag voor jou mond het, en jy sê net dinge, en jy sê nie 'n deurdagte ding, jy dink nie. Jy soos as iemand jou pouk, dan spoeg jy net iets uit. Dan moet jy weet, gaan jy die gevolge daarvan dra, en die wêreld is so, en jy moet aanpas en daarvolgens lewe en dit verstaan, en veral in so 'n land soos ons land. So as jy te kere gaan oor hierdie land, en oor die mense van hierdie land, en sekere kleure van mense in die land, en jy maak baie ernstige stellings en uitlatings teenoor enige van ander mense wat jy nie meer oor die weg kom nie, dan moet jy weet dat jy 'n behoorlike identifikasie gemaak van jouself. En jy het skade gedoen aan nie net die partye van wie jy bespreek nie, maar ook aan die algehele gemeenskap en publiek in Suid-Afrika.
So, maar dit is die groot probleem ek sê vroeër vir Anthony Boucher wat die hoof is van die taakspan, ek sê vir hom, dis die groot probleem waarmee hulle nou sit. Hulle het in die tydperk vandat ons hulle ken, hulle meer geïnkrimineer in hulle manier van praat, kommunikeer en video's en AI video's en WhatsApps en allerhande absurde stellings as enigiets anderste. Die ding wat hulle gaan sink is alles wat hulle gedoen het digitaal en elektronies. Kyk wat het Louis gedoen. Van waar hy in die bad gesit het en allerhande stellings gemaak het, dan in die shower, dan half kaal, dan op 'n platform. Hoeveel keer het ek vir Louis gesê, bly stil. Eintlik het ek vir hom gesê, shut the fuck up. Hy het nie geluister nie. My woorde aan Louis was aanhoudend. Hierdie goed gaan jou in die tronk laat beland. En ons moes selfs 'n waarskuwingsprojek uitstuur daai tyd, net voor haar stemme uitgegaan het, want anders het hy 250.000 stemme gehad. En dan was hy 'n regeringsamptenaar. So, mense, ek kan nie ophou uitgepraat raak oor die waarde van jou tong. Maar anyway, nou sit ons in 'n situasie waar daar baie sake is teen hulle. Daar is 400 sake wat die nasionale vervolgingsgesag teenoor Piet gaan hanteer. En hy kom nou voor vir formele borg die 26ste. So ek wil net vir julle noem sy timeline. So hy was omtrent 24 uur tot 28 uur in travel. Toe hy geland het, is hy in daai sweetpak gearresteer. Toe hy vanmôre in die hof verskyn het, is in hy sweetpak. En hy sit tans in hy sweetpak in Kgosi-Mampuru gevangenis. Lag ek daaroor, is ek happy daaroor? Nee. En het ek vanmôre alreeds 'n radio-interview gedoen waar ek gesê het, dat ons reik altyd uit na almal toe. Ek het vir Emile de Wit hoeveel keer laat weet. Kom ons noem dit plat Afrikaans. Bekeer jou, draai om, stop, hou op. Waar is hy? In die tronk. Maar Emile is 'n interessante sak, Emile de Wit, 'n superboef, hy het dit later erken. Hy het op 'n stadium, 'n paar weke terug, toe sê hy vir ons, en spesifiek vir my hoofondersoekbeampte Morney Vos, Morney, this is it. Ek gaan alles gee, al die korrupte polismanne openbaar, alles wat ek gedoen het, al die bankrekeninge, al die gelde wat ek gesteel het, al die misdade wat ek gedoen het, gaan ek oorskuldig pleit. End of story. Maar dit so aan die staatsaanklaer genoem, en tans werk die staatsaanklaer, die polisie en my taakspan saam, om obviously sulke goed moet op skrif kom. Ek dink dit is al reeds op skrif en moet dit aan deurgevoer word. Maar net weens dit, gaan hy 'n baie meer verkorte tronkstraf hê. Hy gaan tronkstraf hê, maar hy gaan 'n verkorte een hê. So ek haal my hoed af vir my Emile de Wit, hy het besluit, dis is dit. Hy stop, en ek praat van hy het alles gegee, en hy sal daarop forensies gepoligraaf word. Dis wat Piet moet doen, en Mel. Ek het dit aan Louis gebied, 4 keer het ons dit opgesit, dat hy kan kom vir 'n poligraaf, vir samewerking, saam met kolonel Daniel van die Valke. Baie sterk span daai, Dani Brouwer, briljante polisman. Hy het nie opgedaag nie, en het elke keer 'n storie gehad. Dis asof 'n zeitgeist hierdie ouens beetpak en dink hulle is untouchable. Daar is mense uit geleedere wat vir verskeie boewe voorheen gesê het, hey, as ons, Mike Bolhuis hulle en hulle taakspanne betrokke raak en 'n projek doen, dan raak dit op die einde van die dag waar jy tronk toe gaan. Jy moet plan maak. Jy moet draai. En daar is, ek is seker al, en Piet en Mel ken my baie goed, ek ken hulle vir jare, weet dat hulle kon enige tyd en kan tot nou toe nog enige tyd uitreik. So ek lag nie vir iemand wat tronk toe gaan nie. Jail is no joke. Ons kan nou 'n bietjie oor tronk praat vandag. Maar die kans dat hy gaan borg kry is skraal, en die kans dat Mel in hierdie week of volgende week gearresteer gaan word is groot. Die sake staan teen Piet en Mel. My opinie is, en ek sê dit as 'n opinie, baie selde sê ek opinie, ek maak gewoonlik 'n stelling, maar ek kan dit staaf, so dit is naby eerder as 'n stelling as 'n onwaarheid, is dat Piet is die beheerfaktor hier.
dis soos die advokaat Barbie, Dirk en Barbie saak. Ons het daai saak ook gedoen, en ons het gesien, dit was 'n duidelike, in die publiek, behoorlike identifikasie, dat Dirk het absoluut die kitaar geslaan, was die mastermind, en advokaat Barbie, albei was advokate, ken hulle baie, baie goed, was absoluut gemanipuleer en beïnvloed deur Dirk. En sy gaan seker hierdie gesprek hoor, en sy het haar lewe heeltemal geheel en al omgedraai. Geheel en al, en sy is 'n fantastiese mens, sy is stabiel, en alles is reg en alles is in plek, en ons wens haar tot vandag toe nog die beste en alles van die mooiste toe. Maar ek dink is in hierdie geval dieselfde. Ek dink Piet het 'n absolute invloed, beheer, oor Mel, en ek dink nie Mel kan op haar eie enigsins behoorlik en deeglik operate sonder Piet. So dit is 'n gevaarlike, deadly, kan 'n mens sê, situasie, as dit in 'n verhouding daar is. Piet is absoluut narcisties, en hy is in ons oë 'n gevaarlike krimineel, want hy's 'n narcissus, en 'n narcissus is iemand wat enigiets kan pleeg, soos 'n gewoonte misdadiger, georganiseerde misdadiger en 'n rampokker, van geweld tot seksuele misdrywe, bedrog, wanvoorstelling, diefstal, en enige ander manier van benadeling van enige en ander om hulle, weens hulle eie selfsugtige idees wat hulle wil bereik, en manipulasie wat hulle uitvoer, wat hulle bring tot op 'n level wat hulle tans is as kompulsiewe leienaars, wat nie deurdagte stellings maak nie. It goes with the flow. En dan as hulle in enige manier aangespreek word, wat hulle gedoen word, maar ek meen vorentoe as, dan sal hulle altyd die blame plaas op die autoriteit. Soos ek sien ergens 'n opskrif, 'n politieke heksejag. So, jy kry nie die persoon om verantwoordelikheid te neem nie. Die persoon is nooit verkeerd nie, en die partye om en almal is daar net vir gebruik of misbruik, en dit soos ek gesê het, kan enigiets wees, van fisies, emosioneel, materieel, seksueel ensovoorts, en dit is die top kenmerke van 'n narcissus. En hulle is gevaarlik, want hulle neem algehele beheer van 'n persoon, en pleeg algehele en enige vorm van manipulasie, en het 'n denke van hom of haarself, wat onwankelbaar is. Stellings baie duidelik soos, hy is die beste prokureur, hy is die gevaarlikste ou daar is, oppas vir hierdie vinnige handjies, en dan natuurlik, must have all the greatest and the newest and the latest of enigiets materiaal, om dan daai beeld te kan uitleef, Ferraris, juwele, Vuitton handsakke, sekere wat. Maar dit gaan net oor hulle. Dit is 'n algehele, selfsugtige, slegs hulle twee en nobody else. So ons weet meer, ons weet van Piet se familie, sy history, ons weet van Mel se familie en history, ons weet al die goed, en ons het die hele en algehele profiel en platform informasie van albei. Dit is hoe 'n projek werk. 'n Projek is 'n total identification, evaluation, risk analysis, investigation, wat 'n totale ondersoek behels, wat 'n algehele platform profiel ondersoek behels, wat 'n totale digitale en elektroniese ondersoek behels. So it's a total, dit kan jy maar basies noem, it's the DNA of investigations. En dis hoe dit moet wees, want dan het jy 'n presiese identifikasie van die saak, en dan weet jy presies hoe met die saak verder vorentoe te werk met die autoriteite. So die situasie lyk baie sleg vir hulle, en my raad en advies, hopelik hoor hulle hierdie gesprek, en kom dit by hulle uit, is dat hulle totale en algehele samewerking gee. There is no other option. Hierdie ding kan nie weggetoer word, wegbetaal word nie, en weggedink of in enige manier weggewys word nie. It's there. En dit kom al 'n lang pad, dit kom al van 2010 af. Daar het Piet al sy boewery
geïdentifiseer. En daar is 'n hele history tussen daai tyd tot nou. En soos ek gesê het, ek ken baie goed. Op 'n stadium was daar selfs goeie kommunikasies tussen ons. Maar ons moes al verskeie kere in die verlede teen hom optree, veral oor karre, en die dinge het daar suur geraak. So ek is nie iemand wat ingetrek word nie, of deel raak van 'n kliek nie, en ek het dit teëgestaan, en natuurlik, die oomblik as jy teëstaan of teen hom optree, dan kan jy maar verseker, hy gaan elke en alle maniere uitdink, en wie ook al saam met hom is, om jou in die slegste lig te plaas en te benadeel, wat hy moontlik kan. En dis hoe hy baie van hierdie klaars deur die jare geïntimideer het. Hy het ontsettend baie van hulle gedreig. By ons is daar oor die 80 sake. So op die einde van die dag is meeste van daai mense so getraumatiseerd, want hulle was so gedreig. En onthou, hy was 'n prokureur. En hy het dit ook gebruik en misbruik. En die normale mens op straat, veral as 'n persoon 'n prokureur is, en hy's fisies sterk ook, en hy het 'n sterk aura, en hy het 'n bekendheidsfaktor, wat hulle nou nog groter gekry het met die TV-reeks en al die goed in die media, en jy daai naam en reputasie, dan het jy, en dit word deur hom gebruik, want hy, dis hoekom ek sê, hy is in beheer, om mense te intimideer en te dreig. Ons het versoeke gekry vir beskerming, ons het oproepe gekry en inligting van mense wat gedreig en geïntimideer was, en as jy vir hulle vra om die sake te open, is hulle alreeds so bang en so beïnvloed dat hulle eerder net wegstap. En dan praat ek van tussen 400 en 600.000 rand se skade per persoon. So die astronomiese bedrag wat besteel is nogal in gaan teen hulle draai en staan. En die sake kom al hoe meer in en sterker en word al hoe beter en meer geformuleer. Ons het baie gesukkel, ons het aanhoudende projekte uitgestuur en vir die mense gewaarsku om eerstens nie by hulle betrokke te raak in enige finansiële bedrywighede van watter aard ook al nie. Ek moet hier weer eens net sê, jy raak nooit betrokke met enige finansiële ding voor jy nie 'n algehele ondersoek doen, vetting and evaluation, identification, evaluation, risk analysis, platform profile, investigations. Jy kan nie meer vandag 'n geldjie gee sonder om 'n ondersoek te doen. Jy kan ook nie meer iets verkoop deesdae aan iemand voor jy nie 'n ondersoek doen nie. Never buy or sell without an investigation. But anyway, so dit gaan vorentoe erger en erger raak. Iets wat ek wil bynoem is dat Mel het duidelik op nasionale TV genoem, sy is 'n miljonair, en waarvoor sal sy nou steel, en waarvoor sal sy nou sogenaamd in die moeilikheid wees, want aan 'n miljonair. En al daai klips, soos ek gesê het, besef wat ek hier sê vandag, al daai video's, waarvan julle seker 'n 10de gesien het, al daai video's, al daai audio's, al daai voice notes, al daai informasie op sosiale media, al die media informasie, al daai goed is in dossiere en is definitief in totaliteit by ons. So jy kan nie daarvan al wegstap nie. Net soos hierdie gesprek van vanaand wat uitgaan en wat uit op die lug uit is en wat hierna geëdit word en dan môre uitgaan op een van ons projekte. It's there. So, dit is belangrik om hierna te luister, want hierdie is 'n template, wat ek hoeveel keer voorheen al gesê het vir alle gewoonte misdadigers. Ek het ouens soos Hugo Ras, die super renoster moordenaar boef, hoeveel keer gewaarsku, jare lang al. Ek het Richard Barry-Nel, hoeveel keer gewaarsku. Richard is dood. Hugo is in die tronk. Ek het Louis hoeveel keer gewaarsku, en ek waarsku nou ook, enige vorm van boef daar buite, wat 'n gewoonte misdadiger is, en wat voor ons tafel te lande kom. Stop immediately, want as jy ons eers met jou besig raak, en ons doen eers 'n projek, dan is dit verby met jou.
So Piet moet regtig dink en hy moet sy samewerking gee met die autoriteite. Ek wil my absolute lof en dank uitspreek aan die SSS taakspan, Anthony Boucher en sy span, Kolonel Enslin is ook deel van die taakspan, so ek wil vir julle sê, briljante werk, vorige ondersoekbeamptes op die saak. Ek wil tweedens die polisie bedank, vir al die polismanne wat ons by betrokke is en wat by ons betrokke is, vir al die autoriteite, so ook vir enige en ander instansies in die autoriteite, wat gaan deel met die haatspraak en naamskending en al daai tipe van goed en slander, en dan ook enige en ander prokureurs en advokate wat van hulp is, en die publiek wat ons ondersteun en wat assisteer, en dan natuurlik die klaars wat vorendag gekom het, en uiteindelik sake gemaak het, die wat nog steeds en hopelik vanaand beweeg is, wat deur Mel en Piet ingedoen is, asseblief, kom vorendag, don't tell your story, write your story. Telling your story won't help. Writing your story will help. Skryf jou storie, en dan laat ons jou help, of iemand wat jou kan help en open sake, met julle klagtes. En dan wil ons die media bedank. Die media is fenomenaal. Die media in Suid-Afrika is seker van die beste in die wêreld. Ek het dit voorheen gesê, ek sê dit weer. Suid-Afrikaanse media is betroubaar. Ja, daar is hier en daar is bietjie sensasioneel. Kom ons kyk na Rapport. Rapport is baie sensasioneel, maar op die einde van die dag, die inligting wat hulle plaas, is 'n vorm van waarheid in. So, en dan sal hulle ook behoorlike stellings maak, soos bewering, of soos die Engelsman sê, alleged. So, as jy kyk na al die ander media, is dit baie meer direk stellingsgewys en nie geselsief nie. So, die media in Suid-Afrika doen 'n goeie werk, want die media dra dit oor aan die publiek, sodat jy kan weet wat gaan aan. En die media kom nie in prontuit lieg en bedrieg en wanvoorstel nie. Dit sê dit soos wat dit is, en as dit hier en daar bietjie sensasioneel is, dan is dit nie om enigstens iets anders te bereik as om net te kry dat jy dit kry en gemaklik kan lees en daarna ingeligte besluite kan neem en ingelig nagelaat word. Het is belangrik dat dit so is, anders gaan jy mos nou nie weet wat aangaan nie. As die media nie daar is nie, ons projekte is nie daar nie, waar sou hierdie saak gewees het? Vat jy al ons projekte hier uit? Waar was enige van hierdie sake wat ek hier vanaand genoem het? Hoeveel mense sou nog verder by Piet en Mel belê het? Of by Louis belê het? Of by enige van die ander vorige boewe betrokke geraak het? So onthou dit. Die media is 'n waarskuwingstoel. Die media is daar om jou ingelig na te laat, sodat jy ingeligte besluite kan neem, en dieselfde met ons projekte. En die media, tussen die media en ons projekte bereik ons miljoene mense, met een hoofdoel, en dit is om jou ingelig na te laat, sodat jy ingeligte besluite kan neem. So needless te sê, ek hoef nie weer teen die stadium vir julle te sê, moenie betrokke raak met Piet en Mel vir jou nie. Jy kan nie. Onthou, toe Louis gearresteer was, is die laaste groot projek naas hierdie een, waarmee ons nou besig is. Emile de Wit was tussenin. Toe is dit duidelik genoem, moenie vir Louis verder geld gee nie. Weet jy dat toe ons daai projek uitstuur, selfs die prokureurs onttrek. Want op die einde van die dag, waar kom die geld vandaan? En waarvoor gaan die geld? So jy moet nou onthou, ons weet, hulle het elektroniese fondse, Bitcoin. Ons weet wat het alles aangegaan, sodat alles smooth sailing is, totdat hulle hier geland het. Ons weet van die korrupsie met dokumentasie, wat gepleeg is om uit die land uit te gaan. Ons weet van die fake, die forgeries. Ons weet wat gedoen is, en ons weet dieselfde met die vorige sake waarby ons betrokke raak. En die oomblik as jy finansiëel betrokke raak vandag,
by Piet en Mel, dan ondersteun jy mos 'n misdadiger in 'n misdaadorganisasie, want hulle is nou 2. Jy kan nie betrokke raak nie. En jy kan geensins in enige manier finansies in plaas vir wat ook al. Jy gaan jouself in 'n posisie plaas en inkrimineer. Maar anyway, jy gaan nog steeds hier en daar 'n paar kry. Ek het toevallig iemand my WhatsApp gestuur en gesê iets teen my en sy wens Mel en Piet die beste toe, want ek is die boef. Nou, jy moet vir jouself nou afvra, as iemand so beïnvloed is, dat iemand so 'n stelling sal maak, that I'm the bad guy and they the good guys, dan wonder ek of daar salf te smeer is. Maar anyway, ek vergewe en ek verstaan en ek ken die mens en ek is dit al gewoond en ons reageer nie op enige skinder en kakpraat ooit. Julle het gesien in hierdie tyd, as nêrens iets van, ek is nie verlief op Piet nie en jy weet, ek is nie eintlik gay nie en ja, ek het nie, ek het eintlik 'n grap gemaak aan iemand en ek het gesê, julle print dit nie. Ek het gesê, maar ek is in standaard 7, toe hulle sê ek is in standaard 6. Ek reageer nie op baie kak nie en daai stories nie. Soos ek gesê het, op die einde van die dag maak ons eenmaal 'n stelling. En dis die eerste keer wat ons nou behoorlik daaroor praat vandag. Ek maak in hierdie halfuur 'n stelling. Dis 'n stelling. Dis hoe dit is. This is how it is. This is the real reality truth. This is die rare, nare waarheid. En dit gaan môre uit op 'n projek. End of. So, as iemand hier en daar iets te sê het nog oor my, of iets plaas maak oor my, omdat ek hierby betrokke is, dan is dit nou maar so, jy gaan dit altyd kry. So, ons het dit met Louis gesien, nou was wat ons noem die vasbyters, hulle het aangehou om nog steeds te glo, en naderhand, dit was soos 'n kult, maar dis hoekom ek in die begin genoem het, dit is soos 'n zeitgeist, wat die mense gryp, en beheer, dat hulle nog steeds betrokke bly by misdadigers. Weet jy wat, ek sukkel my gat af baie keer om mense net te kry om my te glo, dat dit is nie Elon Musk wat met hulle praat nie. Wie het 'n tannie vir my sê, Mike, Elon Musk sit op die lughawe, hulle wil hom nie laat gaan nie. Sy moet R5.000 betaal, want daar is iets wat hy nie kan deurbring nie, maar sy wag vir hom. Sy is in 'n toestand. Dis nie eens, ons lag, maar dis shame, dis hartseer. Ja, dit is baie hartseer. Die laaste een wat ek gehad het, was een oor Demi Moore. Ek kan nie vir julle vertel hoe jy die vasbyter, hoe ons sukkel. Ons moet daai tannies en daai mense, eintlik ons vat hulle fone. Ek stuur ouens om hulle fone te vat. Ek praat van topmense wat by boewe bly. So moenie betrokke raak met Piet en Mel nie. Piet en Mel is narcissiste. Hulle het net een belang as hulle jou sien. As jy aankom, wat kan ek uit jou kry? Hoe kan ek jou imponeer? Hoe kan ek jou kry om my te komplimenteer? En my te sê, jy is so mooi, of jy is so sterk, of jy is die, of jy is daai. It's about them. It's not about you. Daar is geen liefde vir jou nie. Hulle wil jou nie in die hemel hê nie. Hulle gaan nie vir jou sê, saam sit, kom ons drink 'n koppie tee en ons praat oor die Here nie. Hulle gaan nie jou probeer bekeer nie. Hulle gaan jou probeer benadeel in elke manier. Hulle doel is nie om jou te help om reg te lewe en 'n beter Christen te wees, 'n beter ouer, 'n beter besigheidsman, 'n beter enigiets nie. Daar is 'n absolute erger as 'n vorm van parasitisme, die oomblik as jy met hulle te doen het, tensy hulle draai en tot bekering kom, en hulle verhouding met die Here regstel, en voor 'n dag kom soos ek gestel het, en deursigtig en eerlik is, sê ek nou vir jou, is die mense daarop uit om net uit jou uit te kry, die maksimum wat hulle kan vir eie gewin. Wat ek vir julle wil sê, julle moet mooi luister wat ek vir julle sê, dit geld nie net oor Piet en Mel nie, dit geld oor enigiemand wat jy geïdentifiseer het, wat jy weet is besig met boewery of misdaad. Jy kan nie misdaad tolerate nie, jy kan dit nie bietjie by betrokke raak, of bietjie saam met dit
'n pad stap en dan kyk of dit gaan werk of nie raak nie. Misdaad is 'n probleem. En as 'n persoon betrokke is by misdaad, dan bly jy weg en jy identifiseer dit, jy openbaar dit. En jy maak seker dat jy moet alles in jou vermoë doen, altyd om misdaadvoorkoming te bereik. En dis wat ek vanaand doen. Ek is op daai level in hierdie saak. Ek is die hoof, ek is die baas, ek het al hierdie taakspanne onder my wat die werk doen, maar ek is die communicator, en ek is die ou wat die inligting oordra ten einde die luisteraars in kennis te stel. Want wat baat ek hierby? Ek kry nie geld vir hierdie gesprekke nie. So, ek is of absolute kompulsiewe en 'n algehele leienaar, of ek praat die waarheid. It's one of those two. So, as ek nou hier praat en ek al hierdie goed sê met die driftigheid in my stem wat julle duidelik kan hoor, amper dat ek daar by jou deur die radio wil inklim en jou in die nek wil gryp en jou wil oortuig, oppas vir misdaad, dan doen ek mos iets vir jou, nie vir my nie. Wat ek hier doen is vir jou daar buite. Moenie betrokke raak by misdaad nie, moenie geld gee voor jy ondersoek nie, moenie iets verkoop voor jy ondersoek nie. Wees deurdag, wees krities, wees versigtig. Doen alles wat jy moet doen, deeglik. Doen alles reg. Maar kom ek sluit af, dan kan jy gou iets sê. My gebed is dat Piet tot bekering kom. Dit sal die grootste getuienis wees van die ware krag wat ons beleef in Jesus Christus. Ek sê baie keer vir mense, wil jy die beste getuienis kry? Kry die grootste boef dat hy die Here dien. Imagine Radovan Kretscher, met wie ons ook te doen was in die ondersoeke teen hom. Ek het hom daai tyd gesê, ook gewaarsku. En net daarna is die bom by Money Point en daarna, nou ja, kyk, as jy nou wil aandag trek in hierdie land, moet jy iets bom. En toe gebeur het. Maar anyway, as jy net 'n boef kan kry tot bekering, en dit is my absolute diepste gebed, is pryf dat die ou of ouens of misdadigers tot bekering kom, want dan het jy 'n getuienis wat die mensdom kan sien, wat die Jesus Christus vir 'n ou kan doen. Die enigste lewendige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees kan jou red. So ek bid dit vir Piet. En hy weet wie is die Here. Hy weet wat dit behels. En dieselfde vir Mel. Ek bid vir Mel spesifiek. En ek bid dat hulle tot inkeer sal kom. En ek bid dat hulle geheel en al hulle volle dit is just only way, one way. Soos ek begin het, eindig ek. Daar is jy twee opsies hierso. Daar's niemand anders wat my 'n ander opsie kan gee nie. Een, dis of 'n algehele aanhoudende vervolging en jare in die tronk. Hierdie ding gaan nie weg nie. Hierdie ding kan jy nie omkoop nie. Veral nou met die Matlanga kommissie is hierdie hele land in rep en roer. Alle polismanne sit nou beste voetjie voor. Almal wat in die autoriteit is, doen nou alles wat hulle kan, links en regs, om eerder die ding reg te doen as verkeerd. So, daar's 'n bietjie van 'n hype onder die polisie. Let's get this done and let's get it done reg, want net nou môre oormôre is ons in die Matlanga kommissie oor een van die bekendste ouens in die land, Piet en Mel Viljoen, en dat ons nie ons werk gedoen het nie. So, it's a given, dit gaan so wees. Of twee, algehele oorgawe, samewerking met die autoriteite. Ons, en dan met ons, sodat ons hulle ook kan help, en dan dit bewys, dit deurvoer. Want op die einde van die dag, ek moet 'n boodskap aan almal daar buite stuur. Hulle het nie geld om julle te betaal wie hulle geld skuld nie. En hulle elektroniese en digitale fondse is nie van so 'n aard dat dit alles kan dek nie. Maar aan die ander kant, ons sal maar sien, ek kan nie veel praat oor die res van wat ons weet en wat aangaan, maar ons sal maar kyk wat besluit Piet en Mel as hulle hierdie gesprek hoor, as dit by hulle uitkom, en wat gebeur in die volgende week of twee. So dis my gebed, vir hulle en vir enige en ander boewe, dat hulle soos Emiel de Wit, die lig sal sien en sal draai. Is daar enige iets wat jy gou wil sê? Mike het gesê, jy gaan ietsie raak aan die tronk, van die tronk waar hy is. Gaan jy ietsie daaroor sê? Ja, ek wil gou noem julle, onthou, Dr. Pieter Groenewald is in beheer, en hy doen fantastiese werk daar, en daar is al 'n groot verskil,
Maar die tronke is 'n area waar boewe operate, hoor. So in die laaste jare, julle het al ons projekte gelees oor die extortion, sextortion, extreme extortion, al daai goed, daai syndikate operate met korrupte polismanne in stasies en dan syndikate en gangs buite. En kubermisdaad is die grootste misdaad in ons land. So dit het nou redelik afgeneem want die tronke is baie erg oor het baie sterker en beter reëls en regulasies en equipment kan jy basies sê nou in plek waar hulle die ouens vang met die selfone en ons werk natuurlik nou saam met hulle en dit maak nou dat boewe nie meer met die selfone goed sit nie. Want die goeras het tot onlangs nog selfs betrokke geraak by dit, sextortion, extortions en al hierdie goed vanuit die tronke en so ook Emiel en Emiel is gevang, Hugo is gevang daarmee en hulle is nou in selle waar hulle glad nie enige vermoë het om digitale en elektroniese equipment te kan gebruik. Ons praat nou van laptops en selfone, né? Kan jy dit glo? Maar anyway, it's done. Die tronke is bad, die tronke is oorvol en dit is skokkend. Jy het geen privaatheid nie. Die bankbeds is omtrent teen mekaar en wat 'n 30 sel het partykeer 60 mense in. In die winter is dit baie koud. Daar's 'n gat in die muur, jy sien nie daglig nie. Jy kry kans deur die dag om daglig te kry. Daar's aanhoudende geraas. Dit is totaal geheel en al infestated met enige insek waaraan jy kan dink. En die wag nou maar net laat jy slaap en dan is dit allerhande buitensuig moves wat met jou gebeur. So daar is nie so ding soos netheid nie. Daar's nie so ding soos dat jy nie kan siek word of enigiets van dit is maar hartlik. En dis omdat mense aanhoudend by mekaar is. Maar ek weet vir 'n feit dat daar word al hoe meer en meer aandag gegee aan hierdie probleme in die tronk. Maar die grootste en die ergste ding is die omstandighede. Jy kan nie net uitgaan in vars lig gaan skep nie. As jy links draai is iemand langs jou, as jy vorentoe kyk is iemand voor jou. Jy het nie so 'n ding soos 'n privaat toilet nie. Om die waarheid sê die vandalisme in die tronke is erg. Hulle bliksem die toilet stikkend, so al wat daar is maar 'n gat in die grond. Jy almal shower saam, daai tipe van ding en almal eet saam. So jy het geen oomblik van privaatheid nie. As jy later geskei word na C-Max of enige van die ander selle, is dit 'n ander storie, dan is dit as 'n baie beter beheer. Maar terwyl jy by verhoor afwagtend is, want dis waar Piet vanaand is dit rof. En dit is beknop. En jy moet vir 'n oomblik net jou oë toemaak en dink dat jy het nie daai spasie nie, jy het nie daai vryheid nie, jy kan nie 'n koffie maak nie. Jy eet die tronkkos wat daar vir jou voorgegee word. En jy kan nie sommer as jy hoofpyn het gou stap en 'n hoofpynpil kry nie of dit of die of daai en. So dit is nogal 'n jail is no joke. Dat ek dit nou sê en wat verwag jy? As jy kak aanvang dan dis mos waartoe jy moet gaan. En almal sing dieselfde storie. Louis doen dit ook. Ek sien Piet in die foto smile in die hof en. Louis het ook heeltyd gesmile as if nothing is gonna happen, as if he's gonna overcome it, as hy's in beheer, he's untouchable. Hulle smile en dink dit is 'n grap. Maar hulle weet vir 'n feit, binne 'n paar weke, wat doen dit aan hulle. En kyk hoe lyk Louis. Ek meen, Louis lyk baie sleg. Louis het baie gewig verloor. Hy het aanhoudend gekla oor wat in die tronk aangaan. Maar hy word nou beter na gekyk weens sy mediese omstandighede en hy's ouer. Maar Piet is in dieselfde bootjie. So dit is baie erg in die tronke. Dit is nie, it's no joke soos ek gesê het. En jy kan nie kak en kerm as jy daar is nie, want jy's daar weens jou eie optredes en jy's die rede vir hoekom jy jouself daar bevind. Is daar nog iets? Nee, ek sien maar net 'n paar boodskappe hier. So Pierre sê, hy stem saam met jou. The challenge is loving our enemies because when we do it, it can cause repentance and Satan hates that fact. En Shamaine en Fred sê baie dankie Mike, ons waardeer jou baie vir wat jy doen. Ek sê hallo vir jou Mike.
En daar's net 'n paar hallo's daarso en Peer sê dit is so waar wat jy praat van al hierdie fake posts en al daai goed. Hy sê man die meeste wat op Facebook fake is die marketplace ads. Jy dink jy gaan nou en jy sien 'n bargain, meanwhile dis 'n fake ad. En hulle is maar net daar om jou geld te vat. Mense, sosiale media het 'n evil geraak. We must use it for good. Mense moet net tweemaal dink. En ons praat nou oor die Piet en Mel saak. Kyk wat het dit hulle teweeg gebring. Het dit hulle, laat ek net julle met een vraag los daar. Dink julle alles wat hulle so aangevang het op sosiale media, het hulle gehelp of benadeel? Ek hou daarvan om 'n ding te tregte. Let's get to the point. So, julle kinders, julle self, wees versigtig vir sosiale media. Kyk wat doen dit aan mense. Kyk hoe identifiseer dit hulle. Dit is iets verskrikliks. En ja, ons moet nog terug beweeg ou skool toe. Maar it's not gonna happen. So ons moet die Here vra om ons te help en te leer en onderrig in sy weë en om vir ons mag en krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding te gee. Dat hy ons barmhartig en genadig sal wees vorentoe om veral onderskeiding toe te kan pas oor hoe ons moet kommunikeer en op watter maniere en dat hy ons oë en ons sintuie, dit wat ons hoor en sien, sal bewaar. Because you cannot unsee something. As jy iets gesien het, you've seen it. It's there. And it requires a response. Jy kan nie iets kyk en daar's nie 'n respons nie. Jy kan nie sê ek het dit gesien, dat ek dit nie gesien nie. As jy iets hoor, het jy dit gehoor. It requires a response to yourself or to others. And it will always, dit sal altyd in jou kop en in jou oë in daar wees, totdat jy dit verwerk het. And that's what I mean, the response. Jy kan nie iets unsee nie, jy kan nie iets unhear nie. And anyway, ons bid vir die autoriteite hierso, ons bid vir die SSS taakspan, ons vra dat die Here almal en die publiek, die media, julle, die radiostasie en almal sal seën en ons hoop dat die identifikasie van hierdie misdadigers positief sal uitdraai en dat hulle self sal tot bekering kry en hulle verhouding met die Here regstel en daarna met die land en met almal wie hulle benadeel het. En ons vra die Here om ons barmhartig en genadig te wees en dat ons elkeen uitstap vanaand en ons hande op ons bors slaan en sê ons is die grootste sondaars. Wees ons genadig, wees ons barmhartig. Want ek sê nou vir julle, daar's nie 'n groter sondaar as ek nie. Ek besef elke dag wat so sondaar ek is. Ek is die sondaar. En ek bid dat die Here my aanhoudend sal leer en onderrig in sy weë en sal red. Want ek het altyd sy verlossing, sy redding nodig. Wie wat as ek myself loslaat, sal ek soveel kak aanvang, jy sal dit nie glo nie, hoor. Ek sal die wet in my eie hande neem, ek sal al wat leef en beef is, wat skeef is, vasvat. En op my manier. En so dis vir my moeilik. En ons sien al hierdie goed. Ons sien al die ergste moorde, kindermolesterings, verkrachtings, al hierdie goed wat met die ou mense gebeur, al hierdie cybercrime, daagliks aanhoudend duisende saakies wat voor ons verby flits. En glo my, julle wil nie weet wat ek dink en wat deur my kop gaan nie. Maar hier's die voordeel, mense. Jy kan alles deur jou kop laat gaan, moet dit net nie herberg nie, moet dit nie uitvoer nie. Remember, the solution to a bad thought is not no thought, it's a good thought. Always, when you have a thought, consider it, contemplate it, plan it, and execute it if it's good. If it's not, replace it. The good thought. Onthou dit maar, baie belangrik. So ja, ek is die grootste sondaar wat daar is, en die Here is die een wat my aanhoudend daarvoor vergewe en my leer en onderrig in sy weë. Hoorie, baie liefde, groete vir julle almal, en baie seën en sterkte vir julle, en staan sterk, ons praat volgende donderdag.
Baie dankie Mike en dalk vir jou, blessings daar vir jou en jou span en julle wonderlike werk wat julle doen. Thanks man.